Goeie, how's it Tian? Welkom terug by season 2 episode 2 waar dit seer is. Laas week 'n big week gehad. Ons het nou voordat ons begin het met die podcast vinnig so gesit en net oor die besigheid deel van die podcast gepraat. Massive week vir ons, 16 views op YouTube en 7 views op Spotify. So dis 'n baie goeie begin. Hoeveel keer jy die video kyk? Een keer elke keer. Een keer elke deur. Al wat sleg is, ons average viewing time op YouTube is 4 minute 15 sekondes. So dit beteken mense maak dit oop, sien wat ons praat het klomp kak en dan sê hulle net eerder nie. Nie van my nie. Maar is fyn. Ja. Maar nee, so dit is lekker. Hierdie week hoop ons vir double digits op Spotify. As ons 20 kan doen op YouTube, dan is dit progress. As jy elke dag 1% beter raak, dan is jy 'n complete human being oor 100 dae. Dan sê perfek. Nee, dit sien uit, is lekker. Rugby Championship week 2. Voor ons afskop met die ongelooflike wedstryd wat ons gehad het, was almal baie bly as die bokke vir ons mooi gemaak het. Dink ek ons moet net soos ouer gewoonte gou teruggaan en 'n paar facts gee oor vandag. Ek dink hier's een of twee wat jy raak opgewonde gemaak op die suiwer definisie van die woord. So net so 'n klein stukkie inligting op vandag. In 1880 is die Cologne Cathedral klaar gebou. Daar's twee goed wat dit flip en cool maak. Die eerste een is ons was actually naweek daar wat nogals nice was, flip en impressive om te sien. En die tweede deel hoekom dit flip en cool is want dit 632 dae geneem, jaar geneem om my cathedral te bou. So dit was flip en nice en op die ouene dink ek, hulle het so 2 torings en van die 2 torings dink ek is dit 6 cm uit. En ek bedoel in daai tyd om dit te kan regkry is nogals indrukwekkend. En dan die tweede een is 'n paar verjaarsdae wat ons het vandag, 'n paar bekende mense en die gedeelte waar jy dalk opgewonde gaan raak. Mila Kunis verjaar vandag. Sy's 'n volle 41. My girl. Ek sou trots op haar. So 'n paar ander, Magic Johnson, die basketbalspeler, Hal Berry wat 9 sê weer. Magic Johnson het vigs, as jy gewonder het. Dankie. Dit is baie interessant. Ek is baie bly ek weet dit my lewe is verryk. Hy het regtig. En hy het sy haar seun. Hoe is dit? Ja, moving on. Hal Berry of Hailey Berry is 58 vandag en dan ook Catwoman. Steve Martin van Cheaper by the Dozen. Hy's ook my guy. Hy is ook al 79 dink ek. So net so vinnige interessantheid om dit af te skop, maar op ander nuus, op die hoofnuus, die bokke maak mooi. Eers dit was nou nie die mooiste wedstryd om te kykie, maar baie lekker om die Aussies paks laat gee daar op Sandkop. Ja, kyk, ek dink ons het baie punte op die veld gelos. Ek dink 'n mens kon toe ons 21-0 voor was. Toe dit amper gevoel of ons 2 of 3 agter gelos het. Ek dink vir die eerste 25 minute het hulle nie eens verstaan in 'n halfte gewees nie en die bal besit gehad nie. So ek dink baie rusty. Nie rusty nie, maar dit was net glad nie 'n well-oiled machine nie. Ek dink wat baie positief is van dit is dit wys net die level wat hulle bo is, verstaan. Dis soos almal praat soos Suid-Afrika het regtig vir Australië gedomeineer, maar ek dink ook soos die telling reflect nie eintlik hoe erg ons gedomeineer het nie. Soos dit ek dink dit kon baie vinnige 50 gewees het. So ek dink Rassie sou na die tyd ingegaan het en het gesê boys, wat op dese aarde doen julle? Daai was gelyk met die wen, was soos die moet baie weier gewees het. Maar ja, baie goeie game. Baie goeie result. Ja, ek stem saam. Ons gaan nog die timing reg kry. Ek dink ons weer effens 'n delay, maar in elk geval ek dink overall tevrede, maar nie gelukkig nie. Ek dink dit het vir my persoonlik bietjie chaoties gevoel, chaotic. Dit was soos bietjie rondgechommel, bal onnodig rondgegooi, passe wat nie presies was waar dit moes wees nie. Ek dink wat gehelp het is hulle was net soveel swakker as ons en is net eintlik soveel swakker en ons masjien is al so geolie dat dit eintlik 'n outomatiese wen is sonder dat ons fantasties gespeel het. Ek dink waar ons die game gewen het is weer voor, ons het gedomineer voor en dan wat my eintlik maar net bly maak oor die wen is in die verlede het ons oor sulke teeltjies gegly
veral as jy kyk na die rekord op Suncorp, die laaste 5 games teen Australië het ons 3 verloor en 1 uit 12 so daarso. So ek is baie bly vir dit. Die chaos het vir my so bietjie van skram afgekom. Ek dink Kobus Reinagh se koppie was bietjie oral. Hy het my so nie so solid gevoel soos wat hy altyd was nie. Of kan wees nie. Maar ek dink daar's baie redes vir dit, maar dit ons het die wen onder die sakkie, so onder die belt, so dis reg. Ja, en ook weer 'n massive shift van Pieter Steph te Toya wat slot toe moes skuif op die laaste oomblik. Baie goed gespeel by Jason Dixon. Weer eens 'n boring aan highlight reel performance wat mense soek van 'n Suid-Afrikaanse sewe flank. Doing his work. Ek dink deur die bank ook, die ouens wat kans vleuels het goed gedoen. Ek is bietjie bang vir Cheslin se ek wil hierdie amper sê freedom om te doen net wat hy wil die hele tyd. Kan jou in die gat byt, maar then again, dit's Cheslin motherfucking Colby. So hy kan ook dit seker doen. Willie weer 'n Willie kliniek, beste playmaker in die geskiedenis van Suid-Afrikaanse rugby definitief. So goed all round. Ek het soos jy sê, die cohesion was nie noodwendig so lekker nie en die execution was nie so lekker nie. Dit is daai hulle probeer 'n expansive attacking rugby game speel, maar dit is nog nie heeltemal, dis nog nie flowy nie, maar daar's baie positiewe tekens. Ek het weer eens gesien die Grey College speel altyd so rugby wat jy het 2 pods wat in die midfield tussen die 15 die 2 15 meter lyne operate. Die 2 pods wat daar operate, 3 forwards en jou centers werk saam en dan 'n Lucy en 'n slot of 'n Lucy en 'n akker of 2 Lucy's of wat ook al wat in die wye trams hardloop om die vleuels te assist. Want wat dit maak dat jy vinnig kan bytgaan. Want as hy vleuel isolated is daar iemand om skoon te maak. En dit is 100% dink ek 'n play uit die Grey handbook uit. Wat baie goed is. Dit is baie exciting om te sien. Ja, dit was lekker om te sien. Wat ek ook opgelet het is die pods, hoe hulle setup, wat flippend lekker is. Daar's obviously 'n klomp opsies met die 3 wat nou daar is en almal wat redelik bal kan dra. Maar die eerste ou is altyd 'n opsie, maar is amper half as hy vir daai treetjie dieper staan en dan speel hy wyd vir die derde ou op ons het dit 'n rocket of 'n ding genoem. Ek kan nie presies nou nie, ons het amper dieselfde probleem nie Koshuis, maar wat hom lekker maak hy's of op 'n flat line of hy steek vas en hy kry altyd agter hom verbygespeel en as hy terugspeel is daar 2 of 3 opsies wat uiteindelik is regtig lekker om te sien. Ek dink dis Tony Brown se invloed met Siya Kolisi in die tram wat wie se kos dit is om daai bal op te dra ook. Of die rak skoon te maak, wat ook al dit nou mag wees. Ek dink dis baie nice. Ek dink ons het 'n paar positiewe om uit die game uit te haal. Byvoorbeeld ons het 'n mol 3 gedruk vir die eerste keer en ek kan nie dink hoe lank nie, wat fantasties was met 'n bietjie innovation, wat ook regtig lekker was om te sien. Ons defense obviously was vrek goed geweest. Ek dink ons het 'n amper 90% tackle percentage gehad en hulle het net gelyk asof hulle geen plan het nie, want hulle kon nie verby daai groen muur kom nie. So dit was ook baie lekker om te sien. Ons het op die ouene met ons uncohesiveness het ons punte aangeteken en ons het nooit hulle 'n kans gegee om in die game te kom nie en ek dink dit alleen is 'n positief. Ja, en ek dink dis wat ons laasweek ook gesê het. Ons het gesê hulle gaan hard kom die eerste stukkie en dan moet hulle rugbreek as daar 10 minute oor is of 15 minute oor is en hulle is binne 7 of selfs binne 14 punte gaan hulle voel shit, as ons nou net vinnig punte kan aanteken, dan het ons 'n kans en dan jy wil nie daai sterk met opkom nie, veral nie van 'n span wat niks het om te verloor nie. Niemand verwag ietsie. So well done. Ek dink dit was great geweest. Ander game van die naweek, Nieu-Seeland Argentinië. What a upset. Ja. Well done Argentinië. Ek dink ek was eerste halfte was daar nie een skram geweest. Ek dink is eers soos amper op die 60ste minuut die eerste skram gewees. Crazy. Baie well done. Ek het vroeër 'n podcast geluister waar die Box Office en die Coco Australiaanse podcast, rugby podcast, het so 'n collab gehad. Toe sê hulle, hoe kan Australië die Bokke wen die naweek? Wat kom? Toe sê ek dink Matt Gito sê toe, dit is maklik, speel net soos die All Blacks en die Pumas en maak seker daar's geen scrums vir 60 minute van die game nie.
dan staan hulle dalk 'n kans, maar dis eintlik belaglik, is unheard of. Ek weet eintlik ek dink die All Blacks het nie een scrum die hele game gehad wat hulle bal was nie. Ek dink die Pumas het so 2 of 3, maar dis belaglik. So ek dink dit bly 'n upset. Ek weet nie hoe die Pumas dit reg gekry het nie. Die uitdaging vir hulle gaan bly of hulle dit volgende week kan regkry en of hulle dit iewers te weer in die Rugby Championship kan regkry en weer 'n bietjie daai bymekaar maak. Ons het 'n ou uitgewys in die begin, of ek het althans Augustine Creevy, wat opkom, hy het al retire, teruggekom, speel 120 odd toetse gespeel, 7-3 al gedruk, waarvan 4 teen die All Blacks is. Ek voel daar's nou 'n ou wat sy karier goed afeindig met so wen. Ek dink dis lekker vir so. Ja, ek het nou ook 'n ding gehoor. Hy het retire en toe is dit soos okay, Argentinië het nie nog hackers nie. Daar is nie nog hackers in die land hier, so asseblief anti-retire jouself. Sê vir die boys, ek kom. Ja. Nee, dit is crazy. Ek sien nou ek het 'n baie interessante tyd gehoor wat hulle gesê het in die verlede. Sê maar nou Ian Foster het hierdie game verloor in 2020. Ja, dit is 'n COVID, maar kos in die begin van sy tenure. Ja. Nee? Het Ian Foster hierdie, dan sou hulle hom nou op by the breakdown almal sou uitmekaar uittrek. Dit sê is die coach. Ja. Verstaan, maar nou met Reiser, Scott Robertson. Dis nee. Ja. Reiser wat daar is almal soos ja, goeie game Argentinië, well done. Mooi gedoen. So dit is nogals interessant want obviously die public het was 'n outcry geweest om hom in te kry bo Ian Foster. So dit is nogals dis 'n interessante teken. En die ander ding wat ek sien nou baie stiek kry is Damian McKenzie wat obviously 'n super talentvolle playmaker is, maar net sy game management wat baie min tot niks werd is. Wat myself 'n klop op die skouer gee daar, maar nee, dis eintlik my punt wat ek laasweek wou maak is net hy is 'n ongelooflike speler. Ek dink hy kan enige span uitmekaar uit hardloop, maar jy het 'n 10 nodig wat bietjie kan beheer en hy's flip maar goed die laaste 15 of 20 minute. Bring hom op, hy maak die game los, hy kan gate sien waar daar nie is nie. Maar as jy in 'n toetswedstryd moet speel en is tight, dan kies ek 'n ander fly-off. Game management, skopwerk, weer eens, hy kan briljant wees op die dag, maar ek voel net daar is nie daai standvastigheid met hom nie. En ek dink dit is ook deel daarvan waar Scott Robinson se kritiek of sy vraagteken oor hom hang. Hy was 'n ongelooflike super rugby coach. Maar dit is baie meer los, baie minder intens. Dis dalk intens vir 60 minute van die wedstryd, maar toetswedstryd is 80 minute en daai laaste 20 moet jy kan afrond. Jy moet kan die game stadig maak, jy moet percentage rugby kan speel. En die All Blacks het die game weggegooi, hulle het die kans gehad. Ek bedoel daai 2 mispasses wat hulle van hulle eie 10 tree af van die eie amper van die halflyn af tot in hulle eie doelgebied in teruggepaas het. Dis waar die game verloor het en ek dink dit is dalk so 'n bietjie van 'n kombinasie tussen daai twee. Ja. Nee, en dit gaan interessant wees om te sien wat hulle nou doen met Will Jordan wat ook reg is, weer super rugby speler en hulle vleuels wat relatief set is en ek weet nou dat hulle wil vir Caleb Clark nou weer dalk weer in Seborie se plek sit. Will Jordan dalk 15 te skuif. So dit gaan interessant wees om te sien wat hulle gaan doen want hy maak te lei op vleuels op ongelooflik goed. So hy hop hy tackles uit soos iets belaglik. Dit gaan interessant wees om te sien gaan hulle potjies Vaseline voor 'n game op oral want soos hy kan dit nie gestap word. Maar hy lyk so saai, wat is daai amper sê ek Mr. Muscle, maar Old Spice advertensies. Dis was altyd so kaal kop shaven ou wat so flippend smooth lyk. Advertensies, hy lyk soos een van daai ads. Maar dit gaan interessant wees om te sien, gaan hulle bly met Damian McKenzie op 10? Gaan hulle Bowden 10 toeskuif? Gaan Bowden 15 speel of gaan Will Jordan 15 speel? Ek dink was 'n paar bikkels en dan obviously die groot ding is hulle lek oef. So daai slotte, daai vaste 5 van hulle is net nie daar nie en dis ons het laasweek ook daar gepraat. So dit gaan interessant wees. Ek dink nie Argentinië het dit in hulle om 'n 2 weke in 'n ry te doen nie. Wat ek wel dink is dis 'n awesome segue is dat die feit dat Nieu-Seeland verloor het vir Rassie die kans gegee om 'n Springbokspan te kies soos wat hy gekies het vir die week wat nou kom. Omdat dit is, okay, almal het verloor, so dis jy chase it daar, jy het 'n gap nou bietjie, verstaan? Maar
anders sou die gevoel kon wees, kom ons sit nou vir Australië in die bed. Nou is dit soos, okay, kom ons rus spelers want Nieu-Seeland kom op. So Damian Lallende moet teen Nieu-Seeland speel. So ek dink dat dit ook vir hulle die coaching staf van Suid-Afrika die freedom gegee om sê, okay, nou is dit oop. Nou is dit ja. Ek wil vanaf voor as daai segue van jou, ek gaan net so gooi en gaan ons nou in daai segue in hardloop. Ek dink ons moet so weeklikse ding instel waar ons die speler van die wedstryd kies. Ek dink vir ons hierdie week is daar 'n paar ouens wat uitgestaan het. Ek weet nie of jy dalk wil noem wat se spelers vir jou uitgestaan het nie, maar ja, tussen ons het ons gesê ons het 'n naam vir dit, ons wat se speler. Waar dit die seerste is, speler van die week. Ja. Ja, vir my persoonlik dink ek ons noem dit nou maar die debutants, die nuwelinge, Ben Jason Dixon 19 tackles. Stil as jy nie so spesifiek na hom gekyk het nie, maar workhorse, hy het sy werk gedoen. Hy het amper half die Franco Mostert rol oorgeneem. Pieter Steff het aangegaan soos hy aangaan. So dit was goed. Sasha het goed gewees onder omstandighede. Ek dink dit was op tye vir hom moeilik omdat Reinagh so bietjie chaotic was. Ek sukkel met my uitspraak. Ek weet nie chaoties, daar's hy nou. En dan Elrich Lou in party mense se oë, en as ek weer 'n video van Mark Johane of hy SA Rugby Magazine ouens moet kyk, gaan ek my foon gooi want ek kan nie verstaan wat hulle sê nie, maar Elrich Lou, as hy die bal gedra het, was daar spice betrokke en daai ou het voorvoet gemaak, duikslag gemaak. Agter sy posisie nie, maar jy's 'n ou werk hard. Ek het my waarde die eerste speler van die week, nommer 1 contender is Elrich Lou. Vir presies wat die Bokke voorgesoek het, dink ek, in terme van dis jou rol, doen het hy gedoen. Skerp balle opgetel en net disregard vir sy eie gesondheid, sy lyf in kontak aangegooi, getackle, hard gewerk. Ek dink hy het 'n fantastiese game gehad. Sasha goed gespeel, management obviously lek bietjie sy play management, wil hy help baie daarmee, dit is die lekker. Dis kom hierdie naweek interessant gaan wees. Met almal binne, so hy het nie wat 'n usual 12 binne nie, en met inexperienced 15 agterop is dit bietjie meer van okay. Nou is die mental meer in die aan. Ja, so en met 'n jong scrummie ook, so dis nice. So maar so ek dink hy was goed geweest. Kurtley Primus flawless, Cheslin goed. Ek het die innovation gelike, soos ek gesê het dalk bietjie bang dat sy koppie te wyd gaan. Maar ek bedoel as dit werk het. Deur die bank Jesse Kriel, ek dink dit nog Jesse Kriel. Ja, nog 'n 85% of 8.5 uit 10 performance gegee vir die 18de maand in 'n ry. So ja, en dan Pieter Steff, maar ek dink my waarde die eerste speler van die week, eerste title, dink ek gaan aan Elrich gaan. Ja, soos ouer gewoonte het ek ook hier hele lysie geskryf, want my kriteria is vir my altyd flip en moeilik, maar as ek twee ouens nou moet uitsonder, een Ben Jason Dixon wat ingekom het op last minute met erge besering, toe amper 'n full game gespeel het, flip en goed gedoen het, en ek bedoel workhorse game, maar ek sal saam met jou stem en ek dink ons seerste speler is, waar dit die seerste speler is van die week, Elrich Lou, uit posisie uitgespeel, druk van sy eerste toestart, hy moet nou wys hy's beter as Evan Roos en 90% van die Weselike provinsie probeer oortuig. Workhorse game, gedra, getackle, alles gedoen wat hy moes. So ek dink hy dra 'n skeppie vir die eerste waarde die seerste is speler van die week. En dis nou waar jy sound effects ons inbring in die crowd met cheer hier van die kant af. So net vir die mense daar buite, die luisteraars en almal wat nou wil weet hoe werk dit, wat beteken die waar die seerste is speler van die week. So as jy dit wen, Elrich sal nou 'n boodskap ontvang hierna met kennisname dat hy het gewen het, maar hy kry 1 verniet draft, 'n lekker willehond draft in die Ceres brouwery. So wat sou sê willehond hier? Veilhond. Hy kry 1 veilhond draft in die Ceres brouwery op die huis van die Waarheid Ceres podcast af. So enige tyd as hy hier is, kan hy net daar instap en sê ek is Elrich Lou en ek kom al my waarde die seerste speler. Hoe gaan met jou? So geluk Elrich.
Yes, ja, baie bly. Ek dink hy moet hierdie week weer uithaal en wys, maar dan sal ek ook 'n special mention net gee. Ek dink ons tackle vir die dag, Jesse Kriel wat daai 7 flank van Australië se siel uit hom uitgeduik het sonder geen arms nie, moet ek ook so sideways by sê. Maar hoe laag hy gegaan het, hy was letterlik so hoog van die grond af. Sy hamstring spiere wat so bult stamp hom met die nek en hy sit hom terug. So dit was my tackle van die dag. Ja, hy het hom hanteer soos 'n pa wat moeg is vir kamp saam met sy klein kinders en hy het die stoel op die bakkie gegooi. Toe met so gepop, daar gaan jy meneer. Ja. Niks terugpraat vandag. Ja, niks terugpraat vandag hier. Vra vir mamma, sy het klaar geluister. Ja, nee, baie bly maar ek dink hulle moet nou terug in jou segue en vir Elrich hierdie week ook weer net daai performance met backup en die ding doen. So ek is ja, ek dink as ons moet begin praat oor ons span wat ons gekies het vir die week, kan ons amper die hele podcast aangaan want dit was ook bietjie left field. Yes, ja, so ek dink as mense hier kyk na ons span wat ons ge-add het, kom ons hardloop vinnig deur dit van bo tot onder. Maar ek bedoel voorste 3, Jan Hendrik Wessels, Johan Grobler, Thomas de Tooy. Ja, obviously het hulle 3 baie beperkte ervaring, maar Jan Hendrik Wessels bly interessant, maar ek dink een vir die future. Grobbie is baie bly vir hom. Baie bly, ek dink hy verdien dit 100%. En dan Thomas de Tooy wat basies die Premiership se beste voor hy is in die hele Premiership wat as ons derde keuse ja, stadsspeel dis belaglik. Ja, ek dink hulle al 3 verdien definitief die kans om te speel. My enigste punt op Jan Hendrik Wessels net is ek hoop hulle ondersteun hom genoeg met sy ontwikkeling laat hy nie de mekaar raak en bietjie vorm verloor tussen die heen en weer spring nie, want ek dink dit is maklik om tussen hakker en voor hy heen en weer te spring nie, veral nie op sy ouderdom nie. Hulle gee hom nou kans op Stit. Ek dink hy 2 jaar laas vir die Bulle Stit gespeel. So dis ek bietjie van 'n gamble en dis vir my bietjie vreemd dat hulle dit doen, maar hulle weet obviously meer as ons en ek hoop vir sy part dat hy dit kan hanteer en op die ouene sy posisie kan vind en daarin groei, want hy is nog jonk, so hy het nog tyd. Maar dis belaglik dat so jong ou so versatile kan wees om dit te doen. So ja, hoop vir sy part dit werk goed uit. Grobbies verdien dit uit en uit. Maar ja, dis 'n groot keuse om te maak, groot sprong om te maak, maar ons het al in die verlede gedink, Rassie, wat die fuck maak jy en dan bewys hy ons verkeerd. So daar's obviously 'n lang plan en ja, kom ons hoop is so 'n geval waar hy ons weer verkeerd bewys. Ja, kyk, die groot ding wat ons moet onthou is Jan Hendrik of hierdie al 3 oefen in die week teen Malcolm, Frans Malherbe en Oxen Chase. So jy weet, verstaan Jan Hendrik is daar want hulle weet hy is capable om teen die bestes te gaan. So dit is, verstaan, dis kom ek nie dink is 'n wild shot en dan as hy die scrums kan hanteer, sy loose play, alwaar jy moet worry is sy scrums. Want sy play is amazing. So sy losspel is baie goed. So as hy die scrums kan hanteer dan hoekom nie? Verstaan, hoekom nie? So dis great. So ek net raak aan inspring voor ons aangaan, die Australiaanse voorry Daniela Topo gaan nie speel nie wat een van hulle beter voorrye is en dan die enigste een Angus Bell kom terug, maar is van 'n besering af lanklaas gespeel. Ek dink hy is een van die wêreld se beste voorrye of kan wees. Maar daar is nie 'n standvastige voorry teen wie hy gaan sak nie wat ook in sy voordeel tel. Ja, nee, dit is so. So ek dink is die regte tyd om vir die exposure op te gee. En weer eens is dis daai ding van hulle gee hulle self geleentheid om sê maar 'n bongie wat laasweek afgehaal is na 30 minute kan dalk 'n deur oopmaak vir Johan om 'n game van die bank af te speel saam Malcolm teen New Zealand. Verstaan, dit maak daai oop, dit maak selfs vir Jan Hendrik Wessels oop om op 'n akker posisie te sak. Ja, dit is highly contested, maar ja. Dan Slotte, Salmaan op kaptein en Roan Orkee. Net fun facts, ons vaste 5 het 30 caps totaal onder hulle belt. So ek bedoel dit is om te gaan van waar laasweek was wat ek dink die minste caps daar is Ox met 32 of so iets. Ja, nou na waar hulle nou is met die hele vaste 5 saam 30. So ja, Salmaan ons het laasweek so vinnig aan dit geraak. As hulle hom back vir kaptein, dan back ons hom vir kaptein. Rassie. Ek dink dis maar hoe ons daarna moet kyk. As die boys sê this is the guy, dan ondersteun ons hulle want hulle was nog nie verkeerd nie. So ja.
Ek sal net inklim deur te sê Roan Orkee verdien dit uit en uit, of dit die regte game is om hom in te gooi, en ek dink dis dalk die geval met 'n paar ander spelers ook, om hom in te gooi in 'n hele nuwe span, in 'n jong span, en hom te judge op hierdie game is dalk bietjie done by, maar dalk wys hulle ons verkeerd in hulle stoomrol Australië, soos wat ons die laaste naweek gedoen het. Ek dink hierdie twee posisies is dalk die crucialste van die hele line-up, kan ons vaste 5 en ons slotte dominansie wys, soos wat ons laasweek gedoen het en wat ons senior spelers kan doen. So dit is dink ek my grootste vraagteken. Roan Orkee verdien dit. Salman Mourad, ek dink jy kan niks sê oor sy kapteinskap eienskappe nie, sy leier eienskappe nie. Al deur die ranks gekom en nog elke span wat hy gespeel het gekaptein. So daar kan mens niks sê nie. Ons sal net maar kyk hoe sy spel is. Ons weet hy kan duik, kan hy die extras doen, kan hy die lynstaande reg call. Ek dink Roan sal dit seker ook maar call, maar sal hulle goed doen in die lynstaande? Ek dink dis die groot vraagteken. Kyk, ek dink die lekker ding, die gemak wat hulle het nou, is soos ek stem saam met jou, dit is waar die weak point in die ketting kan kom, is op die slotte. Al dink ek ook Roan Orkee is 'n Franco Moster verstaan speelbeeldvisie, soos ek hou van hoe hy speel, en hy is kaptein by die Bulle, hy het daai leadership ook, so hy verstaan, ek dink ook hy's reg vir dit. Hy's nie noodwendig 'n long-term solution nie, maar ek dink dit is 'n lekker om in jou squad te hê. Maar die lekker ding is, as dit nie goed gaan daar nie, sit jy vir Eben op, Pieter Steff skuif Slot toe saam met hom, Eldridge skuif 7 toe, of bly op 8, en dan maak Kwagga net voluit die plek daar, en dan is jy fine, dan moet die boys nou maar enjoy. Die speel in elk geval 'n 5-3 split, so 3 forwards gaan die hele game moet speel. So ek dink dit is fine. Lucies, Marco van Staden op 6, Eskom, altyd bly as Eskom speel, hy's in die onbevoorregte posisie, seker Marcella of Kwagga het nou vir homself 'n alternatiewe posisie geskep as die ultimate bench enforcer, maar in 'n unfortunate posisie om net in die verkeerde gleuf in die geskiedenis van die wêreld te wees, dat hy is die ander 6 flank saam met die Presidensia koalisie. Dis net unlucky. Dis soos, imagine jy was 'n goeie up-and-coming scrummy toe vir Rudy Pre en Rowan Pinara was. Dis net soos unlucky, brother. Of Percy Montgomery 100 gespeel het. So, ek skryf hom Pieter Steff. Skus. Nee, ek kan maar klaar maak, ek het gedink jy is klaar. Ek is al Pieter. Nice. Nee, Pieter Steff te tooi, ek gaan nie iets oor hom sê nie. Next, Eldridge Lau, awesome, let's do it again, brother. Sit jou lyf op spel, daar's 'n agtery wat vir jou wag. Ja, ek dink al wat ek oor daai 3 gaan sê is hulle is al proven. So hulle gaan redelik die step up moet doen as ons vaste 5 bietjie in daai hond bietjie agter is en bietjie die dominansie om hulle te boelie. Dis eintlik maar waar dit gaan. En as ons vaste 5 dit reg kry, gaan die Lucies dit vir ons bietjie moet instaan daarso wat ek dink hulle in afval gaan doen. So dis baie goed. Morney van der Berg op 9. Ek like it. Ek sou dalk vir Grant Williams 'n start gegee het en omdat die span so heeltemal verander is vir Morney van die bankie afgebring het, maar hy verdien ook sy kans en dit is vir hom 'n kans om homself te bewys. Ek hoop net, soos ek weer eens nog heeltyd noem en ek hamer dalk nou daarop, maar as ons pak bietjie gaan sukkel, gaan dit vir hom baie moeiliker raak en dan weer eens moet hulle nie sy performance op dit judge nie. Ek dink dit sal ook bietjie dan baie wees, maar weer eens jy speel vir die Bokke, jy moet dit kan deurtrek. Ja, ek dink dit is maar deel van die, ek wil amper sê, die rassie filosofie gaan wees. As dit iewers anders slek en hy het 'n tawwe dag, ten minste gaan ons sien hoe hy handle hy 'n tawwe dag. Ek dink dis dieselfde as ons net daarvan gepraat het met Sasha, wat nou, hy is nog heeltyd semi-beskermd gewees om hom, met 'n experience 9, 'n gerekende 12. Ek bedoel, Lucanio is 'n finaam van 'n speler, maar ek bedoel, hy nou nog nie 12 vir die Bokke gespeel nie. So, net in terme van daai en 'n 15, hy's net bietjie unprotected. So, kom ons kyk hoe gaan dit as jy sonder die groot honde dit moet try. En ek dink dit is lekker. So, ek's excited oor die skakelpaar. Ek dink persoonlik dat dis 'n goeie future skakelpaar. Going forward, ek love Grant Williams, ek dink hy's baie goed. Dink hy mag dalk 'n bietjie van 'n bench spesialis raak omdat sy spoed daar is. Weet jy, ek dink dis al die rol wat hulle vir hom het. Ja.
Ja, dink gou, dis ek dink ons het oor ons vorige seisoen hieroor gepraat, maar as jy 'n 120 kg vaste forward is wat 65 minute in die game in is en jy moet 'n pillar of 'n post defend en hy snipe Usain Bolt gou vinnig. Soos verstaan, dis 'n ander ding om 'n vars, die vinnigste ou in wêreld rugby basies. Vars Ja. om 'n rak te probeer stop, Ja, ja. hy sukkel om jou kop op te tel. So ja, dis exciting. Dan Makazolo en Cheslin, maar voel ons ook weer in Japan is. Chasing the Sun, een kyk. Die Ja. boys is back. Dink Makazolo maar piep, Ja. voel vir my soos 'n amper soos 'n Justin Kemp. Verstaan? Jy weet it's coming to an end, but geez, like it's lekker to see him play. Toe Justin Kemp nog by die Titans was. Dit is so Yes, weird. dit Ek dink bring nou 'n enigiemand- klomp memories terug as ek aan Justin Kemp dink. Eerste een is volgens die uit, maar ja, lekker. Hoorie dan So ja, my nee, vraag wat ek aan jou het is Lucanio op 12. Hoekom om op 12 speel as ja, ek weet nie, dis vir my moeilik een. Raak hy dalk nou 'n bietjie oud en stadig dat jy hom op 12 wil speel, wil jy diepte bou op 12? Ek sou eerder hom op 13 wou sien en dalk 'n Pollard op 12 start met Sasha. Dit sou dalk vir my opinie gewees het, maar dis vir my net interessant hoekom hulle hom nou ewesklik 12 toeskuif. Dis vir my 'n vreemde call gewees want Jesse moet in dieselfde asem ook op 'n stadium 'n bietjie rus want ons gaan hom teen die All Blacks moet speel. Ek het so ek verstaan, ek het vandag die perskonferensie gekyk ook nou met wat Ampelede Fasie en Rassie gepraat het. Maar ek dink dit gaan oor sy distribution en soft skills is baie goed. So hy daai distribution skills en dan sy solid defensively. Damien daar moet rus kry. Ek dink dan maak nou 'n pre-call, maar ek dink wat gaan gebeur, Jesse Kriel gaan nie veel langer as 45 minute speel nie. Dan gaan Lucanio 13 te skuif en Andre 12 toe. Ek dink ook die Sasha gaan sommer veel meer as 45 speel nie. Dan gaan Mani opkom net om vir Mani te sien Joel en ook om vir Sasha 'n bietjie 'n breek te gee want as dit lyk soos wat dit lyk op die oomblik as Sasha nou weer 'n solid game het, dan Sasha is nommer 1 10 teen New Zealand. So dan rus vir Sasha is nommer 1 10, Jesse Russell hy is nommer 1 13. Ek dink dit gaan nou maar oor minute manage. So ek kan nie sien dat Sasha en Jesse lank gaan speel nie. En dis hoekom Lucanio wat min game time het die laaste tyd moet begin op 12 en vol 80 speel. Eerder as dat jy sê maar nou of vir Lucanio op 13 begin, maar sê maar nou vir Jesse nog steeds begin en vir Lucanio op Andre se plek op die bench het as cover. Sal ek eerder verstaan ek dat die 12 gaan meer oor game time. En in die setup en hy kan binne speel. So ek dink dit Ja, is interessant is om te sien. Ek dink die skoor gaan ook redelik bepaal in hierdie game gaan wanneer ons die veranderinge gaan bring. Maar ja, dis maar net 'n interessante call gewees. Ek dink as ons dan spring na die bench toe of natuurlik Fasie ook daar agter, hy moet sy kans kry, verdien dit. En ons moet hom bietjie in die groot honde ook in die diep kant ingooi en kyk hoe hy daarby uitkom. So dis baie goed. Ek dink as jy kyk na die bench, is dit 'n 2007 Samoa bench. Met die John Smith wat die manne daar oplei as hulle moet opkom. So dit dis ek dink daai ervaring, ek dink hulle die bench alleen het oor die 100 meer caps as wat die hele starting 15 het. So dit dis eintlik verskriklik om dit so daaraan te dink. So dit as daar enigiets verkeerd gaan, dink ek daar is die regte manne om dit te kan regmaak. Maar ek het nou genoem van Jesse wat moet rus kry, Pieter Steff moet op 'n stadium rus kry en dan Eben kry nou tot 'n mate 'n bietjie rus hierso ook. Maar ons speel teen die All Blacks 2 weke na mekaar. Daar is dan 'n week tussenin en die games is tuis. Maar ek sal net op 'n stadium vir hulle 'n bietjie game management dalk op Argentinië se kant weer 'n bietjie afgee, maar dis dalk 'n punt wat ek wil uitlig. En dan sorry, ek is nou hier met 'n lang sin aan die gang. Maar as die Bokke sou wen die naweek teen Australië. Wanneer die Bokke wen teen Australië? Kan nou net sê. Wanneer die Bokke wen, sal hy die eerste keer wees dat ons 4 keer in 'n ry teen Australië wen, in meer as 'n halwe eeu. So ons het ek dink ons het 1971 tussen 1969 en 1971 laas 4 toetse in 'n ry teen die Aussies gewen. So dis ook 'n ding op sy eie as mens dit sou korrek kry wat ek dink belaglik cool sou wees. Ja.
Dit is 'n baie interessante feit en bro, dit wys jou net op wat 'n low point Australië ook is eintlik. In die terme van hulle is nog altyd nie die wêreld se nommer 1 beste span nie, maar altyd top 4, altyd dangerous. Enige span wat teen hulle speel, weet jy kan pikslaag kry. Of jy nou Nieu-Seeland in hulle prime is en of jy nou verstaan, geen wie is daar. Ek het nou net 'n intrusive thought gehad. Wat Dis gevaarlik. is commercial vlieg of soos wanneer die mense commercially begin vlieg? Soos lugrederye. Voel of ek CTE het. Jamie gaan gou vir jou kyk. Wag maar, gaan ek kom hou aan praat, ek het nog 'n page. Nee, ek het nog pages hier oop, so ek kan dit eintlik net self Google. Ek weet nie hoe vra ek dit nie. Ek het oop op my search hier so stupid facts of the day. Women make up less than men, as jy gewonder het. Dit is so gevaarlik as jy begin praat oor sulke goed, dan begin my broek bewe want ek weet nie wat uit jou mond uit gaan kom nie. Nee, ek dink ek het nie veel meer om te sê oor die naweek nie, behalwe dat dit was exciting. Dis lekker as Rassie dit so opmix. Dit maak jou op jou senuwees. Jy hoop ons kan dit doen en ons kan dit deurtrek, maar ja, dit maak jou tog opgewonde. Ek dink dit die diepte wat ons het in die posisie wat ons is om dit te kan doen, maak jou ongelooflik opgewonde. So ek hoop die jong manne kan dit vir ons deurtrek en ek hoop hulle kan bietjie daai prentjie vir ons mooi maak. Ja, ek stem saam. Ek net van commercial airlines het baie vroeër begin as te gedink het, so ek moenie worry daaroor nie. Okay, so jou intrusive thought is toe. Maar dis local flights in St. Petersburg. Ja, St. Petersburg, Florida 1914, maar dit was net kort local flights as gelyk sien binnekant van 'n bus. Ag nee, ek het net gedink aan soos sê maar Australië wat 4 keer tussen 1969. Yes, jy weet ek van die bier. 1969 en 71 4 keer teen Australië gespeel het, dan ek dink dit altyd aan die dae toe hulle met 'n skip oorgekom het vir maande. Obviously daai tyd het wel gevlieg, dis nie so lank terug nie, maar dit is dit was maar mooi gedag vir jou gaan. Predictions. Naweek, wat is jou telling, Bokke Aussies? 28-13 dink ek. Vir die Bokke, neem ek. Nog steeds 'n gemakliker wen vir die Bokke. Ja, vir die Bokke. 28-13, wat sê jy? Ek was baie konservatief geweest laas naweek en ek weet nie of ek weer verkeerd kan wees nie, maar as ek is, dan is ek bly daaroor. Maar ek dink dit gaan tight wees. Ek dink ons gaan sukkel om my continuity te wys met die nuwe span en dan sal ons op die ouene deurtrek met ek dink ook 6 punte, so ek gaan vir 29-22 vir die Bokke. So ek hoop ons kan hom deurtrek. Okay. En 12 uur kwart voor 12 kick-off, so dan so 'n bietjie beter. Ek dink jy kan nou jou brandies uithaal. En ons hoop jy kan dit dan. Ons speel ons het 'n 7:30 tea time Saterdagoggend. Met die doel om die Bokke te vang soos ons klaar maak. Very dangerous, sterkte linkie. So lang dag van 'n klomp opinies, 'n klomp hyped up opinions. All Blacks, Pumas. Ek persoonlik dink Pumas gaan dit nie kan doen nie. Dis op Auckland die All Blacks se loftes en ek dink hier kom 'n slag. Ek 34-10. Ja, ek weet nie noodwendig wie skoor so ver gaan wees nie, maar ek stem saam met jou. Ek dink there's no chance in hell dat Nieu-Seeland hierdie game verloor. 22-10. Ons het 'n professionele advies hier van die kant af ook. 32-10, ja. Dis dit daar op die volgende podcast. Ja, ons stellings is te naby mekaar om dit te kan doen. Wat? Moet sê ons moet onthou vir die volgende podcast. Loser down op die volgende podcast, maar ek dink ons stellings is te naby mekaar. Okay. Dankie Alzet vir
positiewe inset, ek stem so. Okay, gee jou telling weer. Ek hoor net 22-10 teen Nieu-Seeland. Okay. Wat ek gesê 28-13 Suid-Afrika. 22-10 vir Nieu-Seeland en dan het jy gesê 28-13. Ek het gesê 29-22. Ja. Alright, dis genotuleer. Okay, kwai. Dan Lommies, next segment. So biertjie dan. gaan jy sal jouself wat verbeel en jy sal baie graag wil hê dat ek moet wees, maar ek het so 'n bietjie 'n storie. Ek dink as jy ons next segment kan insit, ons het dit die dreaded scrum cap gedoop. Ons het so 'n bietjie iets interessants wat ek graag wil insit, iets anders as die gewone sport, net om onsself geïnteresseerd te hou, die lesers en die luisteraars geïnteresseerd te hou. En ook om so 'n bietjie van 'n dieper element te bring na die podcast toe, bietjie meer van jouself uit te bring en ja, ek dink dit is iets wat nou ek is 'n verskriklike diep persoon en baie emosioneel en jy is hier, so ek gaan die emosies uit jou uitbring. Ja, ek het gedink ons noem dit, dis 'n paar vasvat vinnige vrae. Ek het gedink dalk noem ons dit die Mapimpi, maar ek dink Chezzies en Kurtley se voete maak dit the dreaded scrum cap. So ek het 'n paar vrae vir jou en ek weet jy het niks voorberei vir hierdie nie, so ek gaan dit redelik lig afskop en dan gaan ek dit so bietjie dieper vat, maar vanaand sal ons dit kalm hou en next round volgende week kan jy maar reg wees en die mense kan regop sit en hulle oorfoontjies aansit. So Lommies, jy het 'n paar vrae, dis of keusevrae of antwoorde, nie te veel verduidelik nie, wat in jou kop kom, antwoord jy en wees eerlik asseblief. So die eerste ene, 'n 1 punt wen oor Grey College of 'n 50 punt stoomrol oor een van die Boland Groot 3. 50 punt stoomrol oor een van die groot Boland Groot 3. Ons het hom. Cricket. Testmatch 50 op 'n tawwe Indiese pitch of 'n T20 50 van 12 balle. Testmatch 50 op 'n tawwe Indiese pitch. Heeldag staan in sweet. Gedink jy gaan naby bly. Nou, iets wat jy dalk wil antwoord hier op Betway. Het jy al ooit die WP geback in die bulle op Loftus? Nee, nog nooit. Is jy eerlik? 100%. Ek's nie flippin. Dis soos ek is bekommerd hierdie naweek oor Driekus Du Plessis teen Israel Adesanya, maar dan gaan 100% 'n klomp geld op Driekus Du Plessis gaan. Alhoewel my kop vir my sê, maar jy kan aan die ander kant toe gaan. Driekus kry my geld. So verstaan, dit is prinsipal. Okay. Ek is bly om jou chom te wees. Dan vat ons dit 'n notch op, klein bietjie. Het jy al jou trou uitnodigings gestuur? Ja, van hulle, nog nie alles nie. Daar's nog 'n klomp wat ek nog moet stuur. Ek het eintlik gesê ek gaan dit vanaand. Ek het eintlik gesê ek gaan dit stuur voor die podcast. Maar ek het nog niks gedoen nie. As dit staan nie langs met 'n foon sy rekord, so linkie weet hy na van als. Nee, wou moenie dit doen nie. Dan Lommies, as jy op 'n eiland moes bly, watter 2 van jou 4 aanstaande siblings sou jy saamvat en hoekom nie die ander 2 nie? Drie, 2. Goeie vraag, want dan moet ek jy's op 'n eiland. Ek sal vir Danai. Wag, ek sal vir Danai en Frans Willem, want Danai gaan vir my onoptimisme gee. So ek gaan heeltyd as ek dink dit gaan sleg met my, gaan ek vir haar kan kyk en dan gaan sy onoptimisties wees en dan gaan ek weet, gaan slegter met haar, so ek gaan happy wees. En Frans Willem is 'n extra hand. Tactical. Okay, good. Dan vat ons dit 'n klein notjie op. Kleintjie, 2 vrae oor. Die eerste een is, sou jy eerder en jy moet een kies. Sou jy eerder jou beste pal se girl vry
of jou verloofde se tweelingsuster? Verloofde se tweelingsuster en maak of ek 'n fout gemaak het. Oh shit, ek dink is jy. Ekskuus man. Good. Then last one for the Sy night. beloof sy's jy. Last one for the night. Daar's 'n weggeltrein en jy is op die trein en daar's 2 spore. As jy niks doen nie, gaan hy op die regterspoor aan en hy ry oor 5 mense. Of jy die keuse om die liewer op te trek Ja, hom. en hy gaan oor die linkerspoor en hy maak ou wat onbewustelik op die treinspoor is, maak jy dan basies dood. Wat sou jy kies? Wag, so as ek hom met los, dan gaan Dan daar ry 5 oor mense 5 dood. mense. 5 mense. En as ek iets doen, dan red ek 5 lewens, maar ek kos 1. Ja. Maar dan is jy die oorsaak van die een lewe wat gaan. Ja, so. Nee, ek sal seker maar dat die een mens doodgaan. Hang af obviously, as ek nou meer tyd gehad het en ek kon vir my CV's voor my sit, dan sou ek bepaal het verstaan. Maar Ek sou weer kan in daai rigting gaan. Nee, ek kry jy het oorleef. verstaan as daar 'n klomp. Ek like hierdie mooi teen. Dis 'n segment wat ek baie ondersteun. Al wat ek wil hê is dit is vice versa. So volgende week is my beurt. Ons kan dan lekker opmix soos reg. Good. Ja, dan dit is 'n great segment. Mooi, ek like dit. Goeie vraag. Ja, ek dink ons kan dit elke week Ek dink ek bietjie gaan 'n vraag dieper vra. maak. Maar nou laaste kan- gehuil. Ja, dit klink vir my goed. Ja, dan kan jy bietjie meer vertel. Die mense kan leer hoe jy dink en hoekom ek bang is vir hoe jy dink. Ja, nee, dis cool. Ja, dankie. Dit was nou lekker geweest. Ek weet nie, ons het hier nog iets spesifiek. Curry Cup die naweek was Curry Cup. Nee, die rugby is lekker flowing. Ek bedoel, ek dink net daar's te veel om te sê nie. As jy luister in elk geval het 4 minute en 25 sekondes averagely van ons goed. So onthou net die dreaded skampie, ja. Maar Ja. as hulle hier uitkom Ons sal ons social media ja, manager op dankie, sit Tiaan. dat sy vir ons 'n paar promos daarso insit op die Instagram. Maar ek dink as ons kan aangaan, dan net so vinnig oor wat die naweek gebeur, wêreldnuus, wat gaan aan, wat het gebeur. Jy het nou vinnig genoem van die Curry Cup. Die Haie het uiteindelik gewen. Hulle kan hopelik bietjie momentum bou. Ek het 'n speler daar by die Haie wat een van die jong ouens is wat op sosiale media baie opgehef is al van skool af, Lorenzo Julius. Jou opinie van hom? The Boogeyman. Like hom baie. Hy's baie flinkvoetig. Hy game. Ek like hom. Baie exciting. Hy's jonk en hy lyk volwasse al in sy rol. Jou lekker rugby, lekker vision. Ek happy. Gaan interessant wees om te sien hoe hy vorentoe gaan. Nog 'n ouetjie was vir my baie goed as die scrummie van die Lions. Ek weet nie of jy al sy goed gesien het nie. Daai scrum het so die Lions het so jong scrummie. Geen idee wat sy naam is. Hy baie goed. Baie goed. Nog alles wat ek hy's so lekker. Baie goeie mold van soos 'n Morne van der Berg. Ek dink hy gaan volgende jaar Super Rugby of URC definitief speel. So ja, nee, dis cool. Grootste ding van die naweek wat wel belangrik is Driekus du Plessis, Israel Adesanya. Ek dink dit is na die Bokke game eintlik groter as die Bokke game van hierdie naweek is. Jy gesien Sia en Israel Evan is nou van moontlik vinnig vir hom afgeraak. uitloop. Ja, awesome. Ek dink dit is hoekom sê, shit, my fucking jean het net geskeer. Kan ek weer probeer wys. Maar my jean is geskeer. Ai. Ai. Hoorie, thanks dat jy soos deur my hele voorbereiding van die Curry Cup geskiep het na Driekus du Plessis toe. Ek wou met hom geëindig het, maar dankie. Okay, wat het jy te sê oor die Curry Cup? Jy sit in Switserland, wat wil jy sê? Ek wil sê die Cheetahs het die WP verras in die Kaap, which is great, love it. Nou natuurlik die bulle stoomrol voor. En baie gereën. Ja. Diepte, crazy diepte. Ja.
Ander punt Wat vinnig awesome is, Jake Currie White Cup First Masterclass. Division Boland wen die Currie Cup First Division vir eerste keer in 'n tydjie. Ek dink met al die investing wat daar ingegaan het met Remgrow en met Patrice Motsepe wat ook daar ingeklim het. En dan Hawies Verhoey wat afrig. Ek dink die Boland verdien om goed te doen. So met al die talent wat daar is. So dit is exciting om dit ook te sien. Moenie Ja, die verbaas wees Boland se klap Currie Cup strukture speel en nie. goed is so baie gesond. Ja, ek hoop so. Ek glo dit is die plan. Die game, ek weet nie of jy die finals gekyk het nie, maar dit was 'n absolute shit show geweest, soos pap na modder. So hulle het die Cavaliers was voor gewees 5 minute oor toe gaan druk EP Kings 2-3 en toe is hulle gelyk op speel in extra time, gaan druk die EP Kings vroeg in extra time en toe kom Cavaliers terug later. Toe vat hulle. So ek sê maar shit show, soos modder, veld onder water, chaos. Soos wat die Kaap Op kan Boland wees. Stadion. Die naweek Ja. dink ek is daar nie te veel groot games nie. Bulle Pumas, Lions WP wat groot en belangrik is vir WP as hulle in contention bly vir die semis. Cheetahs Sharks, kyk of die Cheetahs hulle momentum of die Sharks hulle momentum kan hou. En dan Griffins Griquas wat bietjie hardloop rugby gaan wees dink ek. Ja, baie impressed met die Griffins se level van rugby wat hulle bring. Soos die laaste keer die Devil man en dan Skal Brown, nie Karl Brown nie, maar Brown is die ouetjie se van daai vleuel of wat ek laas ek so na vinnig verwys het. Mens het dink ek het moeite gedoen om sy naam te gaan opsoek, maar ek het net iewers onthou sy van is Brown. Maar ja, dis crazy dat hulle ook lekker Joel sal lekker wees om die Currie Cup weer op te kan vat na 8 spanne toe. Ek dink dit sal baie gesond wees. Ek dink ons het 'n diep genoeg talentpool, soos jy sê, as die Cavaliers en EP Kings, dan het jy as die EP Kings is 'n groot deel van die land wat totaal unrepresented is op daai vlak. So ek dink dit sal cool wees om Oos-Kaap ook betrokke te kan kry. So nee, ek is excited for going forward. In Suid-Afrikaanse rugby deur die bank is maar gesond. Ja, dit is lekker en ek dink hulle speel op 2 van die hardste velde in wêreld rugby. So dis bietjie hardloop. So jy wil nie op daai gras val nie of daai grond val nie as ek dit so kan noem. Dan 2 ander fixtures vir die naweek wat aan die gang is. Die een is Proteas begin môre weer, tweede toets in die Wes-Indies. Ons gaan ek wil graag sien dat ons hulle bietjie meer dominate en definitief 'n resultaat kry. Die reën het ons bietjie gekelder laasweek, maar ek dink vir ons is dit belangrik dat hulle 'n wen kry. En 'n dominante wen op dit. So dit sal baie lekker wees om te sien. En dan begin die Premier League ook die naweek. Ek weet ons is in ons onderskeidelike FPL Fantasy League groepies. So sterkte daarmee. Ons kan dalk 'n bietjie later terugvoer oor ons spanne en wat ons wil doen volgende week. Maar ja, laat ek jou gat skop, dalk down jy 2 biere volgende week. Awesome. Ek like it. Dit ek is optimisties oor die effek. Ja, FPL net vinnig daarop dat jy vinnig my motto hierdie jaar is weer ek sal nie vir Haaland in my span hê nie. So ja, gaan baie interessante calls gemaak gaan met word. En dan ja, Proteas baie excited. Ja, weer eens Tristan Stubbs, very happy van wat hulle met hom doen op 3 uit 'n mooi 50 gemaak. Dag 5 teen 'n high strike rate wat hy bietjie gewys het. Ek dink dis eintlik wat 'n mens wil hê van hom, is daai kry jouself in en dan bat, man. Gaan net maak lopies. Ja. So nee, baie excited. Ek hoop dis 'n result. Ek hoop jy weer. Ja, ek hoop jy weer op. Ek hou van wat die Proteas gedoen het met die vorige game ook. Deur om te gaan te declare en te sê let's go for it. Alhoewel dit nie suksesvol was nie en obviously weer tempered. En ons kon nie die paaltjies vat wat ons moes gevat het, die awesome intent. En die intent sal oordra in results in oor tyd. Ja. Nee, ek like dit en ja, dan kom ons by Driekus en Adesanya. Ek dink is 4:00 die oggend ons tyd. So dis nie 'n lekker tyd vir ons nie, maar dis massive. Ek dink Driekus is die underdog. In my oë net oor Adesanya se ervaring en sy skillset. Is iets wat hy nog nie gefeis het van tevore nie. So dit gaan baie interessant wees hoe hulle match up teen mekaar, maar Farkar, Driekus all the way, ons backie boetjies en ons ja, flip en hou duim vas, hy kan dit vir ons deurtrek. Ja, as hy op die grond kan kry en hy vat toe daar na die donker gehad het, dink ek sal hy vir easy
kan plat sit, maar ek dink as hulle staan en face te gooi, is hy net te veel. 'n Voet kom ewe skielik, jy dink hy gooi 'n jab en dan eet 'n voet jou teen die oor en jy weet nog nie van waar hy kom nie. Maar Izzy is ook al ouer, Izzy kom nou van 'n lang layoff af, jy weet nie hoe flou hy is nie, jy weet nie. So, let's go Driekus. Soos ek sê, ek stem saam met jou, ek dink hy is tegnies die underdog, hy is die champion, maar hy is tegnies die underdog en ek is nervus, mens moet wees dis 'n title fight. Jy moet nervous wees as 'n paar bedoel, fights dink my nie geld is op hom. Ek het klaar. Ja, nou sy kant toe kom, ek is bly dat kom nie na my kant toe nie. Ek sal nie baie lief wees daarvoor as iemand my in die gesig boks nie. Ja. Ja. Nee, maar lekker. Maar nee. Ek interessant om terugvoer te kry oor jou Betway volgende week. En hoe dit gegaan het en hoeveel geld jy verloor het. Maar ja, thanks Lommies, dit was lekker om weer op te vang. Ek dink ons raak beter in hierdie en elke week tel op. Onthou vir Elrig te message en dan sien ons julle almal volgende week. Oor en uit. Ek gaan nou, ek moet die klip sommer nou klippe vir ons stuur. Maar dankie Tiaan. Alle groete. En alle liefde aan daai kant. Cheers.